Jesus, grote ander, sterk tot de losse, nachtige Heer in eiland, in Nonio, God is met ons, redende Heere, levende woord. Jy begin nogal mooi vanmôre. Hoe kan ek anders doen, nee? Hoe bedoel jy? Ons het mos van Pinkster geleer van die Heilige Gees. Ja, en wat het jy daarvan geleer? Ek het geleer dat ek nie alleen is nie, dat Jesus die tuine is en dat die Gees hier in my hart lewe. Oulik. Maar gaan jy iets daarvan van die, hulle sal hier, ek wil sê, gaan jy iets vir die maats vertel daarvan? Ek moet, hallo julle, nou maats, skies ou Friedel is al aan die gang vanmôre nog voor ons begin het. Ja, kan nie anders doen nie, my hart dorrel sonder. Ja, nee, maar dis mooi, Friedel, ek is baie bly daaroor. Ja, ek ook, maar Friedel, ek was nou besig hier met 'n ding gewees hier op die tafel. Ek wil sien, net so 'n bietjie, Friedel. Ek gaan jou nou vir jou wys. Nou, ek wil sien, man, nie 'n dag steek nie. Hoe het jy dit gedoen, hè? Friedel, ek wil graag vir jou wys. Nee, maar ek kan niks sien nie. Maar ek sal vir jou moet verduidelik. Nie, verduidelik netjie vir my, jong. Sien jy, 'n mens maak so, en dan maak jy so. Ek kan sien dat verstaan niks nie. Verstaan jy niks nie? Nee, ek verstaan glad nie. Nou ja, maats, partykeer is dit so in die lewe, nee, ons sien, maar ons verstaan nou glad nie. Ja, omdat ons nou weet, nee, maar jy moet maar vir my verduidelik, want ek wil dit ook doen. Ja, Jesus, so maats, ek gaan vir hom verduidelik, maar ek gaan nou vir hom verduidelik, want dan gaan hy nog lekkerder sing as hy dit reg kry. Ja, en dan net so, tjik, en dan weet ek, nee. Ja. Dis nou as jy kan sien. Ja. Maats, en die Bybel sê, want Paulus bid hier in Efesiërs in die Bybel, Efesiërs 5. Efesiërs 1, dan kan jy nie lees nie. Jy is reg. Ekskuus maats, Efesiërs 1, hoor. Hier vers 15. Ja, dis daar jy die mekaar geraak het, jong. Dis reg. Efesiërs 1 vers 15 tot vers 23 bid Paulus. Ja, dat hy, hy bid vir sy gemeente daar. Vir sy gemeente, kom dit uit vir hulle. Hy wil hê hulle moet groot word, nee, hulle moet groei. Ja, hulle moet groei, nee. Ja, hulle moet groei. En daarom bid hy vir hulle, en hy bid vir hulle een baie besondere ding. Wat is dit, Hy bid dat hulle sal kan sien wat die Here doen. Soos ek kan sien, ek kan nie sien nie. Dit was hulle probleem ook. Hulle kon ook nie regtig sien die maat, en daarom bid hy dat die Here hulle geestesoë sal verhelder. Hulle geestesoë sal wat doen? Verhelder, wat is dit? Dit beteken dat hulle groter oop sal maak, sodat hulle mooi kan sien. Nee? Ja, want sien, hulle moes vir Jesus die hele tyd raak sien in alles. Ja, en kon hulle? Ja, dis wat Paulus bid vir hulle. Maar weet jy wat sê Paulus eintlik? Nee, ek weet nie. Sê my toe. Ja, hy sê, ons moet dit elke dag bid, en want dan gaan die Here ons oë kan oopmaak. Ja, elke dag, nee. So ek weet dit dat die Gees my oë sal oopmaak, dat ek kan sien, en dan sal ek verstaan, né? Ja, dis reg. Dis presies net so, maats. So ons moet bid dat die Gees ons geestesoë sal verhelder. Geestesoë sal verhelder. Dis groot woorde. Ja, maar dis 'n groot ding wat die Gees gaan doen, want dan sal ons in Jesus bly glo. En net die Gees kan dit doen, net hier binne in my, nee, ek kan dit nie self doen nie. Ja, dis kom ons moet bid van die Gees, want dis net hy wat dit kan doen. So kom ons bid dit, maats, dat die Here ons oë sal oopmaak, die Gees ons oë sal oopmaak, sodat ons hom kan raak sien, altyd kan raak sien. Ja, kom ons dit, want dit klink vir my baie nodig. Ja, kom ons bid, maats. Gees van God,
verhelder my geestesoë, sodat ek altyd in Jesus kan glo en ek hom kan raak sien. Amen. Oh, nee, dis mooi. Ek sal maar altyd kan raak sien, nee? Ja, altyd, want die Gees bly hier binne in jou hart. Dankie. Ai, ek is so bly daaroor. Kan ons nog goed verder gaan hier, dat ek dit kan sien? Ja, kom ons gaan, maar mooi bly, ek gaan gou vir wie verduidelik hoor. Ja, tada julle, hoe